Sy almag en sy heerlikheid strek tot in alle ewigheid. Ek wil begin met 'n getuienis wat my so op 'n plek gebring het van absolute woordelose bewondering van hierdie God van ons. Rudolf, onthou my net asseblief, laat ons bid vir Israel in Suid-Afrika voor ons afsluit asseblief. Ek wil graag in die woord ingaan na hierdie platform oopgemaak is van waar ons almal net in absolute bewondering en aanbidding voor hierdie God van ons staan. In die begin van die week het Dr. Laura Stanger met my gepraat en ons het goed gedoen toe sy hier was, onder andere gaan bid by die moedergemeente se kerk en nie besef die Here het met ons begin praat oor the fall timelines nie. En terwyl ons by daai kerk bid, die kerktoring is een oorlosie, maar het 4 gesigte in elke rigting. En ons het opgemerk dat daai oorlosie gaan staan het, maar die 4 gesigte is nie dieselfde nie, maar is een oorlosie. En ons het dadelik besef, hierdie is 'n bonatuurlike ding. En hierdie week kommunikeer sy met my en sy begin met my te praat en ek sê vir haar, want sy wil weet wat gaan aan in Botawil en ek sê vir haar dat die Here het ons gelei, ek dink dit is omtrent, wil julle met my help, 4 jaar terug, waar die Here met my gepraat het en gesê het, kry 'n groepie leiers bymekaar, ek wil hê julle moet bid vir die dorp en die gemeenskap. En ons het begin bymekaar kom op 'n Vrydagoggend. En omtrent so die einde van verlede jaar, die Here met ons begin praat oor die hekke van die dorp wat ingeneem moet word. Want elke keer as 'n nuwe tyd in die Here begin, het die vorige konings gekom en al die afgodsaltare afgebreek. En hulle die hekke oopgemaak vir God vir 'n nuwe tydperiode, waar hulle die altare van God opgerig het. En hy het met ons gepraat al vorige keer ook oor die tekens in Botawil se hekke, wat afgebreek moet word en God se woord moet opgerig word in die hekke. Nou dis baie prosesse van die munisipaliteit, van die toestemming kry. En die Here het die mense in hierdie groepie gesit, wat al die koneksies het om te doen wat gedoen kon word. En ons staan toe op 'n plek hier waar ons nou staan, waar die munisipaliteit in al die plekke toestemming gegee het, ons kan afbreek wat in die hekke is. En die Here het in ons gemeente iemand gegee met die salwing van Belaliel en Oholiab, wat eintlik in hierdie Torah tyd hier is, en dis Izet, wat al hierdie goed met sandsteen maak. En gesê, ek wil nie lieflike argitek strukture en goed hê nie. Ek wil goed hê met my salwing op, eenvoudig met my woord op. En ons is in die proses om dit nou te doen. Maar terwyl ons gebid het hieroor, het ek net gevoel daar's 'n baie ernstige ding, want van waar ons begin het, tot waar ons die afgelope 2 weke is, toe ons ernstig na die hekke gekyk het hierdie jaar, so net omtrent 6 weke terug, is daar 2 mense getrap. Een in Welkomse ingang en een in op pad Klerksdorp toe, by die brug hier, en die een is dood. En die vrees van die Here het oor my gekom, en ek was baie hartseer, en ek het gehuil en gesê, Here, wat is in die gang? Wat is in die gang? Ek voel net, U wil hê ons moet die werk doen, maar ons kan nie hierdie werk doen as daar lewens in gevaar gestel word nie, want die hekke van ons dorp het nie behoort aan God nie. En ons het gebid en ek het repent en vir die Here gevra, maak die offer stil, maak die bloed stil, en vir hom gesê, Here, ek gryp U vas. Ons sal hierdie werk doen, maar ons moet weet dat ons in U tyd is. Ons moet weet dat ons U wil doen. En die week voor verlede Vrydag het ons gebid en ek het met die groepie gepraat en vir hulle gesê, die erns van hierdie ding, moet julle besef, mense kan hulle lewe verloor. Die vyand kan inkom en hy kan 'n werkie doen. Ons moet weet dat ons die Here gehoorsaam. En daai middag toe bel een van die pastors wat by ons is my en sê,
daar's 'n man wat ingekom het, wat 'n lieflike man van integriteit is, wat so met die jare by ons gekom het, en baie kennis, regtig waar 'n wonderlike man. Maar daar's baie van die kerke in die tribes, wat die Here doen en nog hulle voorvadergeeste. So hulle is kinders van die Here, maar hulle doen dit. En toe hierdie een man buk, toe sien hierdie pastor van ons uit 'n tou om in die lyf van 'n sangoma. En ek sê, Here, ek verstaan nou, ek wil asseblief vir u vra, help ons. Hierdie man kan nie by wees nie. Ek bid dat u asseblief sal ingryp. Ons kan nie aangaan as hierdie ding gebeur nie. Wat gebeur? Daai man bel en sê, hy is jammer, hy kan nie by wees nie. En die Here het die groepie daar, wat ek eers agterna besef, wat 10 mense was, 10 leiers. Nou in die Hebreëus is 10 'n bydin, wat in eensstemming onder die Here wettige goed kan skuif en doen en laat op plek kom. Is die Here nie awesome nie? Maar, soos wat ek en Dr. Laura praat, sê ek vir haar dat hier is defiled timelines en gefrieste time capsules, wat ons almal vashou, wat ons buite God se tyd hou. Julle sal onthou, 2 weke terug het die Here vir ons 'n boodskap gegee oor appointed time. Hier's appointed time, is op pad, en ek weet dis hierdie Pessach, wat die Here 'n werk wil doen, maar dan moet ons deel met al die defiled timelines in ons lewe, en ons moet hierdie goeders breek wat gebreek moet word. En donderdag, toe, met die donderdag groep, deel ek met hulle, wat die Here met my deel, en dit sal die gedeelte van die boodskap vanoggend wees, oor defiled timelines, en wat gebeur, en hoe dit werk. En julle weet, ek vra altyd, Here, ek wil nie woord 'n voorbeeld hê. Ek moet die goed uit die woord van God uitkry. Ons kan nie net persepsies maak nie. En donderdag staan ons in vir die hele gemeente, vir die hele gemeenskap, vir al die omgewing wat aan ons verbind is. En ons begin te repent, en ons vra vir die Here vergifnis, vir elke plek waar ons rebelleer teen sy tyd, waar ons sy roeping, sy tyd verwerp in ons lewe, waar ons eie planne in die plek sit, buite sy wil, en dit is die plekke, waar as ons nie in God se tyd vir ons lewe vloei nie, en om ongehoorsaam is, dan gee ons die vyand die reg om tydslyne oop te maak, wat sy wil is vir ons lewe, want dit is rebellie is witchcraft. En na ons gebid het, toe sê die Here, verklaar Psalm 24, lift up, O you gates, O you ancient gates, the King of Glory must enter. En ons doen dit. Vrydagoggend, toe doen ons dit in al hierdie hekke. Daar was so salwing in die teenwoordigheid van die Here. Vanoggend, ek het nie tyd gehad nie, vanoggend, toe staan ek en ek lees die Torah van donderdagoggend. En ek weet die Here het my gekeer om dit te lees in hierdie week. En die Torah van donderdagoggend moet ek vir julle lees. Onthou, die Torah gaan oor die 5 boeke van die Bybel, wat ons lees in ons Gregorian tyd, want dis openinge vir ons om sekere goed in te vloei en te loop. Dis die woord wat Jesus op aarde geleef het, wat hy geleer het. Dit is alle Jode het dit gedoen tot daartoe. Ons is die geestelike Israel, ons doen nog steeds die Torah. Dis hoekom Natasha het vir ons op die ding sit, dis ons Bybelstudie vir die week. En vanuit dit praat die Here met ons baie, baie goed. Nou, die Here lei my om te gaan kyk hier. Nie een van ons weet op daai stadium wat in die Torah ingaan nie. En ek wil net hier 'n stukkie lees van die Rabbi Son. Hy kom en hy skryf daar. The Holy One does all things according to a schedule formulated before the foundation of the world. In other words, the Holy One does all things according to a schedule formulated before time began. According to the calendar in use, most of the world today, the first and the day of the first month would be January 1, and the day will begin a second after midnight. But when the Holy One, God, told Moses to raise up the Mishkan, on the first day of the first month,
He was not talking about the 1st of January, and he was not talking about a day that began in the middle of the night. We who want to understand the flow in and cooperate with the Holy One's timing absolutely must learn that the Holy One computes time according to a dramatically different calendar than most earthlings do. The calendars in heaven, if there is one, would not start with the 1st of January. The calendar of the Messianic kingdom will not start with January 1st either. The Holy One created the medium we know as time. As the creator of time, he serves the right to determine its beginning and its endings, and the length and the purpose of every interval in between. He sits in the throne of heaven and laughs at silly human methods and computing dates and times and New Year's and such. Hierdie hele scenario is waar Moses die Israeliete teruggekom het met die tablette, die Israeliete lei. Hierdie is die plek waar God hulle uit Egipte uitgebring het, daai hek het toegemaak het, en hulle staan op die hek, die nuwe begin, die nuwe hek wat ingeneem moet word, waar hulle 'n covenant met God moet sluit, en wat die hekke oopmaak vir die nuwe pad wat die Here vir hulle gee. Hier kom hierdie rabbi en hy sê, wat hulle daar gesing het is, lift up, O you ancient gates, let the King of glory enter. Who is the King of glory? Jesus Christ, our Lord and our Savior. Ons staan dekades, eeue later, in dieselfde hekke. En die Here laat ons presies doen wat die Israeliete gedoen het toe hulle uit Egipte uitgetrek het en hulle beloftes moet inneem. Ek staan daar en ek dink by myself, Johan kom vorentoe, ek het nie woorde nie. Ek staan en ek sê vir die Here, Here, U laat ons goed doen en U wys vir ons, dit wat ons doen is in U perfekte tyd in 2026. En ek gaan na Johan toe en ek sê vir hom, my man, ek het nie woorde om uit te druk wat in my aangaan nie, maar ek staan net op 'n plek om te weet dat op 'n manier is God besig om ons te leer en te lei, om in sy presiese tyd in te skakel, wat hy op aarde oopmaak. En wanneer ons net nou ingaan in die default timeline, dat ons sien wat gebeur, wat so oorwinning vir my was Vrydag. 'n voorbeeld van 'n default time, is waar die vyand kom en sê, die 13e, as daar Vrydag 'n 13de is dit 'n ongelukkige dag. Ons staan op Vrydag die 13de, en ons breek hierdie goed. En ons breek goed oor die dorp en oor ons eie lewens, wat ons seker die res van hierdie jaar sal begin sien wat dit regtig beteken. Ons is besig om te gaan na Pesach toe. Skuif julle goed. Ons moet daai dag, moet ons hier staan, en ons moet die Here loof en prys vir wat hy doen. En Johan bring vir my 'n lied en hy sê vir my, wat jy eintlik sê, is dat jy staan op 'n plek waar jy nie verstaan, wat het ons gedoen om God se genade en deurbrake en sy tydlyne 'n klein bietjie te begin verstaan nie. En ek het vir Johan gevra, kom ons staan en ons sing hierdie lied, net as 'n antwoord vir die Here. Why me, Lord, what have I ever done? Why me, Lord, what have I ever done to deserve even one of the pleasures I've known? And tell me, Lord, what did I ever do
you've shown. Why me, Lord, what have I ever done to deserve even one of the pleasures I've known? And tell me, Lord, what did I ever do from you, all the kindness you've shown? What, Lord, what have I ever done to deserve even one of the pleasures I've known? Tell me, Lord, what did I ever do that was worth love from you, all the kindness you've shown? Vader, ons wil hier staan en ons wil vir u sê, ons verstaan nie hoekom u ons hierdie pad laat loop nie, maar dit is vir ons so awesome en so lekker. En ek bid, Here, dat u in en deur ons sal ontvang die plesier, die eer, die aanbidding en die glorie wat u toekom. Amen. Amen. Fransie, ek onthou die aand daar in Peres om die tafel. Toe het jy gesê, hier staan ons weet nie wat nie, ons weet nie hoe nie, en die Here het vir jou gesê, daar's 2 paaie wat jy kan kies. Die een pad is die maklike pad, ons kies om te dien, maar dit gaan 'n gelykpad wees. Die ander pad, kan hy nie vir ons sê hoe dit gaan wees nie, maar jy kies daai pad. Ek onthou, die Here vat my in hierdie plek toe ek vir die Here sê, Here, ek kan nie eintlik regtig verstaan nie, maar help my om u te volg. En toe ek 'n baba Christen was, net wedergebore is, toe ek wedergebore word, was dit net asof wat ek radikaal in die woord van die Here was. En ek wil net die woord gehoorsaam, en die woord van die Here het so plek in my lewe ingeneem, dat ek baie vervolging gehad het. Julle almal ken die stories in die dorp ook. Maar die Here herinner my aan iets wat ek heeltemal vergeet het. En hy sê vir my, Fransie, hy het my 'n boek laat lees, Mary Kay Baxter, Die Hemel en die Hel. Wie van julle het daai boek gelees al? En ek het as 'n baba Christen daai boek gelees. En ek onthou, ek het uit my bed uit geval op my knie, en ek het oor die bed gaan lê, en ek het vir die Here gehuil en gesê, Here, u ken my lewe. As daar tyd is wat ek van u gaan wegdraai, vat my huis toe. Vat my huis toe. Ek sien nie kans om dit te beleef nie. En ek weet daai aand het die Here iets gedoen en hy het vir my gesê, as jy in my woord bly, sal dit die pad wees wat jy loop. So, ek vertrou die Here dat ons sal aanhou die pad loop wat hy ons gekies het om te loop. Maar ek wil deel met ons oor defiled timelines, want dis een van die dinge wat die Here vir my sê. Dit lyk my hierdie jaar se jaar van repentance, julle. Maar ek wil Pesach wil ek op 'n plek staan waar ek weet dat die Here het plesier in ons en hy maak die nuwe seisoen vir ons oop. Want ons moet besef dat ons sit op 'n plek waar ons in 'n tydlyn is wat nie 'n goddelike tydlyn is nie. Dis hoekom ek elke maand die Hebreëse maande op 'n padbeen sit en waar ons die hekke van elke maand inneem. Exodus 12 vers 2, dit is waar in die woord van God die kruisiging van Jesus uitgebeeld word. Toe die Israeliete uit Egipte uitgeroep is om oor te gaan in die beloofde land, het God gekom en gesê, Exodus 12 vers 1,
Dis voor hulle die lam geslag het en aan hulle deure gesmeer het, wat die profetiese aksie van wedergeboorte is vir hulle. Staan hy en hy sê, this is the month. This month will be the beginning of the months, the first month of the year to you. So dis God se kalender wat dan begin. En wat vir my baie interessant is, God se kalender is letterlik begin met die kruisiging van Jesus. So my en jou se lewe, wat ons regte lewe is, begin na ons wedergeboorte. Dan begin Genesis 1 in ons lewe. Dan begin dit, waar die Heilige Gees begin werk in ons lewe, vaardig raak, en begin duisternis van lig skei, en ons op die pad vat, waar ons weer align met God se oorspronklike plan. Wat vir my so wonderlik is dat die Here sê vir my, dat ons weet nou al teen die tyd, dat die feeste van God so belangrik is, dis in Genesis 1 vers 14 op plek gesit, waar hy gekom het en gesê het, hierdie is my feeste, ek gee vir julle 'n jaarsiklus, maar ek roep julle vir my feeste, ek maak 'n afspraak met julle, want elkeen van die feeste is letterlik 'n spieël van wie hy is, wat na ons toe kyk, ons verander en ons reflekteer, want waaroor gaan die bruid van Jesus? Hoe lyk die bruid van Jesus? Sy moet 'n refleksie wees van hoe die bruidegom lyk. En dit is hoekom dit ons faith mission is, dat die volheid van Jesus in ons gestalte kan kry, want wanneer dit gebeur, dan word ons die bruid sonder vlek of rimpel. En dis iets wat ek en jy moet doen, dis nie iets wat God doen nie, the bride must make herself ready. Dis ons werk om dit te doen. Maar ek praat met die Here oor hierdie default timelines, en ek vra, hy moet asseblief vir my help om te verstaan, veral uit die woord uit, hoe hierdie goed in ons lewe en in tyd werk. En die Here sê vir my, in die woord, in die skepping, is daar 2 goed van kardinale belang, wat eintlik alles op hierdie aarde omvat. En dit is tyd, God se seisoene en saad. En hy sê hy het eerste tyd op plek gesit in al die seisoene, voordat hy enige saad wat kan groei het, geskep het. Want sonder tyd en God se perfekte seisoen, as jy nie in God se seisoen plant en groei, die woord in jou laat grondvat nie, dan kan niks in jou lewe groei nie. As jy goed buite seisoen gaan plant, as jy mielies nie winter plant, jy is verseker van 'n misoes. So gaan dit ook met ons. Dis hoe God sy programme ingesit het. Seisoene en saad. Nou weet ons dat die vyand sal kom om God se planne. God se plan gaan alles oor seisoene en saad. Die vyand gaan probeer om die saad ons onvrugbaar te maak, en veral deur ons sonde en ons rebellie en ons ongehoorsaamheid. Maar daardeur, as ons vir hom 'n wettige reg gee, deur ons sonde en ons rebellie, dan bring hy ons buite God se seisoene en God se tyd vir ons lewe. Want dan het hy 'n opening van witchcraft, rebellie is die sonde van witchcraft, het hy 'n opening in ons lewe, om te kom werk, en ons buite God se tye te sit, en die tyd oor ons lewe te defile. En ek staan daar en ek dink, en die Here sê vir my, kyk 'n bietjie na Botawil geskiedenis. Nou julle wat lank in Botawil is, sal presies weet waarvan ek hier praat. Vandat ek in hierdie dorp ingekom het, 49 jaar terug, manie, het daar op regeringsvlak, en dit is nie net Botawil nie, want Laura sê vir my, sy was nou in Denemarke, in Noorwe en in Duitsland, en dieselfde patrone in Botawil is daar ook. So hierdie is 'n ding wat reg oor die wêreld gebeur. Ons het 2 belangrike groot myne gehad, wat op regeringsvlak die groen lig gekry het, om oop te maak. En almal was in rep en roer, die ekonomie, al die planne is gemaak, ouens eiendom begin koop, en al daai goed. Wie van julle onthou dit? En dan skielik word alles gestop, en niks gebeur nie.
Ethanol is al 2 keer deur die regering die groen lig gegee om te begin. Skielik is die huispryse so hoog in Botawil, jy kan nie eiendom bekostig nie, al hierdie goeders gaan aan. En dan word die goed weer gekeer en alles gaan toe. En dis hoe dit in ons lewe ook werk. En ek besef dat hierdie patrone in Botawil, om vir al die ekonomie van hierdie plek en baie ander plekke, die heeltyd die mekaar te kom maak. Dit is the failed timelines. Dis die sonde wat die mense gedoen het, om die vyand die reg te gee, om God se tye te kom skuif. Ek bid vir baie boere. Rudolf sal weet, die boere sal weet, as jy 2 weke buite die regte tyd plant, kan jy misoes hê. As jy jou graan verkoop, en jy maak vas, buite die perfekte tyd, verloor jy miljoene. Wat is hier aan die gang? Ons is God se kinders. Ons moet by hom hoor wanneer ons wat moet doen. Wie gee die vyand die reg om hierdie goed in ons lewe te doen? Maak dit vir julle sin? Ek gaan kyk na ek wil eers weer Genesis 1 vers 14 lees. God sê, let there be lights in the expanse of heaven to separate the day and the night. Let them be signs and tokens of God's provident care. Dis waaroor tyd gaan. And to mark seasons. En daai woord vir seasons is Moed, my feast times, days and years. Die Here sê, hy het gekom, en hy het tyd daar gestel, om homself as ons voorsiener te openbaar, in alles in ons lewe. En ek weet, dit is een van die plekke waar die vyand ingekom het, en ons moet hierdie goed sien, en in die oë kyk, repent, en dat die Here, ons die Here vertrou vir 'n resetting van sy time, want hy het gesê, die appointed time is hier. En ek gaan kyk 'n bietjie. As ek sien hoe die vyand tyd op aarde kom defile het, dan rys my hare eintlik. Ons het nou gekyk na God se, ons is nou in Adar, ons gaan nou oor na Nisan toe, die eerste jaar van die maand, in die Hebreë maand. As ons kyk na die Julian kalender, wat Julius Caesar 45 voor Christus al ingestel het, en jy kyk na die name van die weekse dae, en jy kyk na die maande van die jaar, dis alles okkulties, dis alles demonies. Kom ons kyk na ons Gregorian kalender, wat Pope Gregory 3, in 1892 dink ek is dit, kom verander het van die Julian kalender af. Kyk na die dae van die week. Wat is ons grootste probleem hier op aarde, julle? Ek het nie tyd vir dit en dit nie. Die belangrike goed in ons lewe, het ons nie tyd voor nie. Is dit nie so nie? Nou as ons kyk, skus Natasha, sy sê ek moet stil staan, die mense sien my nie. As ons kyk na Sondag, is aan die songod verbind, Maandag aan die maangod. Elke een van hierdie, Saterdag is Saturnus, Donderdag is Thor, die god van oorlog. Dis die weke wat oor ons gesit is, die name van die week. Waar God toe hy tyd geskape het, gesê het Shabbat, eerste Shabbat, tweede Shabbat, derde Shabbat, terug tot by Shabbat, wat the head of the week is. Ek gaan kyk so klein bietjie na die name, die betekenis van die name van die jaar. En ek besef 2 Korintiërs 1 sê, and it is no wonder, 2 Korintiërs 11, for Satan himself masquerades as an angel of light. Die vyand kom en hy kom vermom hom so, dat ons goed aanvaar, wat nie van God af is nie. Januarie is die god van nuwe begin, the Roman god of new beginning. Februarie is die maand wat hulle rituele doen
en bokke slag as offers, dan trek die manne in hierdie feeste bokvelle aan en hulle het strips van bokvel wat hulle in die strate die vrouens slaan en dan moet hulle seks het. Dis die God wat oor Februarie is. Maart is Mars, die God van oorlog, the Roman God of war. April, wat ons Pesach is, wat die wonderlike nuwe begin is die infertiliteitsgode. Aphrodite en Venus, waar hulle ook seksuele dade doen om hulle saad vir die infertiliteitsgode te gee, wat hulle hele lewe eintlik is. Wat is die hoofding in die wêreld van April? Paaseiers en paashasies, wat die offers is wat vir hierdie gode gebring word in die Romeinse en Griekse en die mitologie kultuur. Dis waarmee ons vandag sit. Dink julle, ons is dalk op 'n plek waar ons so ingeskuif het onder die demoniese en okkultiese time slots. Ek verstaan nou, dis omtrent 'n hele paar jaar terug wat die Here my laat bid het in hierdie gemeente. En ons het begin om elke liewe Hebreëse maand te bid en te verklaar oor hierdie gemeente. En ons het repent vir die goed wat in hierdie maand opgerig is in die verlede. Maar ons het vir die Here gevra, Here, ons skakel in, ons neem die hekke van u tyd in. Dat ons begin lewe onder u tydslokke. Dis 'n paar jaar al wat ons dit doen. Maar ek begin nou eers verstaan wat aan die gang is. Want ons moes dit doen om uit te kom onder hierdie default time van die Gregorian kalender. En ek eer die Here vir die wysheid wat hy ons gegee het. Maar ek vra vir die Here, wys vir my asseblief, Here, waar is die voorbeeld in u woord? Want ek wil graag sien wat in die woord gedoen is, wat in die woord opgeskryf is goed wat ek en jy vandag nog kan doen. En die Here vat my, hy sê, wat het gebeur met Elia? Daar was 'n geveg teen Jezebel en die Baal profete. En hy het vir God gevra, kan ek hierdie seisoen vir 3 jaar stop? Ek 'n man op aarde. En God het ja gesê. En hy het tyd, 'n seisoen van reën gestop vir 3 jaar. En toe weer kon hy staan en op dit weer oopmaak. Onthou, die vyand is die naaper. En die autoriteit wat ek en jy het, Adam en Eva het dit in die tuin van Eden vir hom gegee. So waar hy 'n opening kry om die autoriteit wat ek en jy het in die tydlyne te kan skuif, dit gaan hy doen. Wat het gebeur met Josua toe hy geveg het, toe hulle moes wen vir Israel? Het hy gesê, God asseblief, ek wil hê u moet die son terugskuif, want u hou tyd in u hande, om vir ons genoeg tyd te gee. Ons weet vandag tog hulle sê dit is waar die skrikkeljaar vandaan kom, daai tyd wat weg is. As ons kyk na iets wat ons onlangs weer gesien het, wat het gebeur met koning Saul? Toe hy die Amalekiete moes almal doodmaak, hulle diere, hulle kinders, hulle alles, omdat hulle Nephilim saad gedra het. Was hy ongehoorsaam en hy teen God gerebelleer. Dis waar Samuel gekom het en gesê het, rebellie is the sin of witchcraft. En hy het die vyand tyd gegee en die wettige regte gee om iets te vries oor die hele Israel. Wat dekades later deur een van die afstammelinge van die Amalekiete wat moes doodgemaak word, Haman, kon staan en sê, nou kan ek hierdie wettige reg gebruik en ek kan hulle uitwis. Maar prys die Here, hy het 'n pad gemaak waar daar nie 'n pad is nie. Kan julle sien hoe ernstig is hierdie defilement van tyd? Dis hoekom die Here vir ons gesê het, die 31ste Oktober, wat die vyand kom eis het as Halloween, vat daai dag terug in worship vir my. Ons gaan nie toelaat dat die vyand 'n dag vat en 'n dag steel nie. Dis hoekom die Here vir ons so belangrik met ons is oor afgodsfeeste, wat in ons kultuur almal so belangrik was, want dit was die wonderlikste dae wat ons wonderlike goed as 'n familie gedoen het, kom koppel dit aan die Here, dis 'n afgodsfees. Die Here sê die remnant gaan oor mense, wat gaan kyk alle defiled time en datums,
wat ons aan verbind is, gaan ons neerlê. Want dit gaan nie oor goeie herinneringe, want dis wat gebeur. Dit gaan oor die waarheid van God se woord, wat nou deurbreek en sê, julle is die bruid. Julle is daai 5 maagde, wat deurgaan. Daar's 5 maagde, wat wedergebore is. My hart breek daarvoor. Wat nie die woord van God ernstig opgeneem het nie. En nie daai trading gedoen het nie. Hulle kon nie net gou hardloop en gaan olie koop nie. Want dit beteken, jy moet in jou lewe God se woord in sy waarheid antwoord en bewerk, sodat jy op 'n plek kom, waar jy lyk soos jou bruidegom. En waar jy niks te doen het met enigiets wat onheilig en onrein is nie. Ek besef julle, ons praat oor saad. Alles is belangrik, saad. Saad bring vrug voort. Galasiërs 20 is ons so lief om te kwoteer. Die vrug van die Heilige Gees. Daai vrug is nie 'n oornagvrug nie. Dis 'n vrug wat in my en jou se lewe, deur die woord van God en ons keuses om hom te gehoorsaam, begin ontkiem en begin groei. En die week het die Here my gekonfronteer. Ek sukkel met geduld. Dis hoekom ek altyd vinnig is en vinnig hardloop en vinnig goed doen en vinnig. Dis ongeduld. En die Here sê vir my, Fransie, as daai vrug van my nie volwasse in jou lewe is nie, dan lyk jy nie soos my bruid nie. Hoeveel van ons sit en ons kyk na die vrug van die Heilige Gees? Liefde. Hoe lyk my en jou liefde? Het jy regtig alle mense lief? Met God se liefde? Die mense wat jou irriteer, die mense wat jou abuse, die mense, is daar 'n plek in jou hart, waar jy alle mense lief het? Hoe lyk ons vrede? Vrede is 'n ander vrug. Daar's plekke in my lewe wat ek vrede met baie mense het. Het ons vrede met alle mense? Of is daar nog wrokke wat ons hou? Is daar nog plekke waar God se vrede nie volwasse is nie? Hierdie goed konfronteer my julle. Moenie dink ek praat ligtelik hieroor nie. So kan ons na elkeen van daai vrugte toe gaan en kyk hoe lyk daai vrug in ons eie lewe. En iets wat ek verstaan, is dat baie keer dan bedrieg ons onsself. As jy in 'n verhouding is, ons almal is wedergebore. As jy in 'n huweliksverhouding is, of in 'n naby verhouding is in 'n familie, gaan na iemand toe. Ek kan na Johan toe gaan en sê vir my, hoe lyk liefde in my lewe? Wat ervaar jy? Hoe lyk vrede in my lewe? Laat ons toelaat, dat ons nie ons eie antwoorde net het nie, maar laat ons na mekaar ook kyk daarvoor. En dit, ontwikkeling groei, as ons in God se seisoene en in sy perfekte wil bly. Galasiërs 5 vers 19, die vrug van die vlees. Wat is die vrug van die vlees? Dis die vrug van die duiwel. Wat hom die reg gee om daai goed in ons lewe te laat groei. Dis sy vrug. Daar's 'n hele paar wat ek sê, dankie tog, ek het nie dit in my lewe nie. Maar is nie almal nie julle. En ons is op 'n plek waar ons oorgaan na Pesach toe, waarvan een van die feeste die ongesuurde brood is. Wat beteken, ons begin met die kruisiging. Jesus het die prys betaal vir my en jou. Ek en jy het 'n verantwoordelikheid om te kyk dat alle suurdeeg in ons lewe meegedeel word. En ek wil vir julle vra die jaar, toets dit aan die vrug van die Heilige Gees, as julle begin werk met julleself. Ons is op 'n ernstige plek, maar ons is op 'n plek waar ek weet dat ons goed gaan beleef, wat geen oog gesien het, geen oor gehoor het, geen verstand kan bedink. Dit is die plek waar God ons het. En ek wil hê, ons moet deel wees daarvan. Ek wil hê, ons moet deel wees daarvan. Die Here het vir my en jou
'n plek gegee waar ons in sy woord hom kan vasgryp. Met al daai plekke waar ek en jy 'n onvermoë het. Jesus het die prys vir ons betaal. En hy het ons so lief dat hy Jesus gegee het vir ons. Ons het die voorreg om in hierdie gemeente te sit as wedergebore mense. Hy kom en hy sê, Psalm 1, hy het ons geplant as 'n boom, langs die strome wat water gee, wat vrug bring in sy tyd. En hy wil hê dat ons die vrug van sy gees vir 'n wêreld wat verlore gaan, sal wys. Hy sê, and he shall be like a tree firmly planted by the streams of water, ready to bring forth its seed, fruit in its season. Its leaf shall not fade or wither, and everything he does, shall prosper and come to maturity. Dis God se belofte vir ons. En dis waar ons is. Wil jy julle met saam met my staan? Vader, ons wil vandag vir u dankie sê vir u liefde vir ons. Dankie dat u ons so lief het, Here. Dat u vir ons wys waar ons is. Dat u vir ons wys, Here, wat u wil hê ons moet doen. Dat u ons voetstappe rig in die pad en die tyd wat u vir ons oopmaak. Dis met dankbare harte dat ons voor u staan. Here, ons voel so gehumble deur u liefde. Die feit dat u vir ons kom wys wat verkeerd is, sodat die verblindings van ons oë kan afval. Ons het verlede week gepraat van die salf van Openbaring 3. Here, en ons het gesê, ons smeer dit aan ons oë, en u kom open ons oë, en u wys vir ons waar staan ons. Baie, baie, baie dankie, Here, baie dankie. En nou wil ons kom, Vader, en ons wil staan vir onsself, ons voorgeslagte, vir ons families, vir die liggaam van Christus, vir hierdie gemeenskappe waarin u ons geplaas het. En ons wil kom vergifnis vra. Elke plek waar ons gerebelleer het, teen goed wat u ons geroep het om te doen. Elke plek waar ons u roeping en u woord verwerp het. Elke plek waar ons eie planne op plek gesit het bo u planne. Elke plek, Here, waar ons feeste gevier het, wat uit die okkulte uitkom, omdat ons mislei was. Ons is jammer, asseblief vergewe ons daarvoor. Vader, ons wil kom en ons wil elke plek waar ons sonde en ons besluite en ons verklarings, ons verbind het aan okkultiese en demoniese tye, en ons tyd daardeur kom defile het. Ons wil kom vergifnis vra. Vader, ons besef dat ons nie eers weet alles wat gebeur het nie, maar ons vra vir u genade in hierdie oggend. En ons wil vra asseblief, Here, kom breek elke demoniese tydsklok in ons lewens, in hierdie gemeente, in al die tydzones van hierdie aarde, Here. En dan wil ons vra, kom u en kom reset ons tyd, gees, siel en liggaam, ook van hierdie huis, dat ons in u perfekte seisoen en tyd kan ingaan, sodat ons vrugbaar kan wees en vrug voort kan bring vir u koninkryk. Here Jesus, dankie, baie, baie dankie, dat u die deur is, dat ons kan uitstap, uit tye wat defile is, en in kan stap, in ons Vader se perfekte tyd, vir ons lewens. Word verheerlik. Amen. Amen. Julle kan weer sit. Enigeen wat 'n woord het. Rudolf, het jy niks wat jy wil sê nie? Kom. Alicia, kom so lank. Ek het hierdie ook vroeër raak gelees en dit
Markus 14 vers 41 waar Jesus vir Petrus, Johannes en wie het hy saam om nou na die tuin toe gevat om te gaan bid. In elk geval die 3 disippels wat hy saamgevat het en net vir 41 oopmaak. En waar Jesus toe nou terugkom en hulle slaap en wat hy vir hulle sê, after praying for the 3rd time he returned to his disciples and awoke them again saying, enough, the hour has come. 'n Ander vertaling wat sê the time has come. Enough, the time has come. Dis 'n woord. Enough, my time has come. Hallo almal. Kan almal my hoor? Okay, goed. So ons wil graag net getuig, ek en my man, ons doen nou al Torah porsie vir so 'n paar jaar. En wat dit regtig net by ons gedoen het, is dit het daai stigma van Nuwe Testament en Ou Testament by ons kom breek, want dit is een God. En Jesus is al gekruisig voor die grondlegging van die aarde. So dit het ons gehelp om ons woord te lees met Jesus van die begin af, van Genesis af. So dit is, en dit het regtig uit gehoorsaamheid gekom. Ons het nie baie goedjies gehad, soos die inhoud wat aan die Fransie nou wil deel, met al daai inligting nie. Ons het nie dit gehad nie, ons het net gegaan en gesê, wat is die Torah porsie vir die week, en ons het dit gelees, en ons het vir Heilige Gees gevra om vir ons te wys, maar waar is Jesus in dit, want Jesus is in dit. Jesus is in die Ou Testament. Ons lees van hom daar. En dit was net vir ons amazing om te sien, hoe die Here dit vir ons oopgebreek het. Elke week, en dit is, soos Tannie Fransie ook sê, dit is so van toepassing, dit is so in sy tydlyn, dat elke week kon ons eintlik by mekaar kom en ons kon sê, joh, hier sien ek net 'n openbaring van Jesus, wat ek nog nooit raak gelees het nie. En julle, dit is rarig, dit is omtrent 'n hoofstukkie 'n dag, dit is nie baie nie, so net om almal bietjie te bemoedig, dit kan baie eenvoudig wees, en as jy dan nog tyd het, werk deur nog goed, maar vertrou net vir Heilige Gees, en hy gaan vir elkeen so wys op hulle eie journey waar hulle is, waar Jesus ook is, en hy bevestig dit reg deur die woord. Dit is wat nogals ook amazing is jy sal sien in die profete, en dan sal jy sien in die Nuwe Testament bevestig Here al daai goed. En dan in terme van Passover of die Here se feeste, ons het al ervaar, wanneer daar voorbereiding van ons kant af is, vir sy feeste, fisies, want ons almal weet hoe ons voorberei vir Kersfees. Almal het baie opgewonde geraak, julle het julle persente reg gekry, ons het ons kossies, wie gaan wat bring, by wie se huis is dit. Ons het die voorreg om dit 7 keer 'n jaar te doen, nie net 1 keer 'n jaar nie, 7 keer. Okay, so ons God is 'n God van abundance. Ons kan opgewonde raak oor sy feeste. Dit is syne. Dit is 'n geleentheid om saam as 'n eenheid te werk. So wat se voorbereiding kan ons saam doen vir sy fees? Wat se voorbereiding moet ons geestelik doen, sodat ons die volheid van dit op die feesdag kan kry? So ons het al agtergekom, as ons nie so goed voorberei geestelik nie, hy is nog steeds maar ons daag op, hy is nog steeds getrou. Hy sal nog steeds vir ons daai kom gee, omdat ons daar is, in gehoorsaamheid. Maar daar's iets anders wat shift, as ons geestelik voorberei. En dit is nou soos hierdie wat Tannie Fransie gesê het, wat by haar uitgekom het, hierdie week het die Spirit of Wrath by my uitgekom. So ek kan nou weet, Heilige Gees gaan nou in my werk, en dalk kan ek nou tot en met Pasga, net by hom hoor, waar is die generational goedjies van die Spirit of Wrath in ons? Wat moet ek dit uithaal? Waar is sy stronghold in my kop, in my gedagtes, laat ek dit kan afbreek? En dan waar lei Heilige Gees my om die trading te begin doen? En as ek daai roete begin stap met Heilige Gees, met my voorbereiding, waar ek met gebed kom, waar ek met repentance kom, dan kan ek dit eintlik op daai dag van Pasga in volheid voor hom kan neerlê, en ek kan weet, dis vas geanker, is gekruisig saam met Jesus, en ek kan dit saam met my vat. Dan, ek sal graag Psalm 24 vir ons wil lees. Okay, my lam as jy hom net, so, ag julle, hierdie is nie net psalmpies wat geskryf is, mooi gedigte nie. Weet, David het 'n revelation ervaar. Iets wat so vas is, iets wat meer tangible is as die vloer waarop ons staan en die hout waarin ons vat. Dis iets in die gees wat hy ervaar is, wat reëel is. En
En ons het nou verlede week gesê, maar kom ons sit salf op ons oë en ons vra vir Heilige Gees, wys ons. Wat het Dawid ervaar in hierdie Psalm? Wat so eg en waar is? Wat kan hy vir ons wys wat hy in ons kan deponeer? En ons sing so ons kom buig voor hom, né? Maar mag ons gees regtig voor hom buig. Mag ons alles hier om ons net toemaak en stil maak en in daai oomblik kom waar Dawid was, wat Heilige Gees hierdie vir hom gewys het. En dan op dieselfde tyd wil ek ook sê, hierdie Psalm gaan oor lift up your heads, O you gates, you everlasting doors. Wat se deure by ons moet oopgemaak word? Wat moet ons oopmaak vir die Here om in te kom? Want ons het nog deure vir ons harte wat toe is. Ons maak onsself nog nie heeltemal oop nie. Ons expose onsself nog nie heeltemal nie. Daar's nog telakkies in ons harte, ons hartskamers wat toe is. So op watse plekke kan ons dit nou vandag net kom oopmaak en in ons geesmens sê, lift up your head and open the gates for the King of Glory to come in, want hy wil in ons vestig. Okay, so ons kan ons oë toemaak, ons kan alles net uitsluit en sê, Abba, dankie dat ons deur die bloed van Jesus net kan kom en kan vra, dat Heilige Gees ons kan lei en die salf op ons oë kan sit en laat ons kan ervaar, al is dit 'n druppel van wat Dawid kon ervaar van u glorie. Mag hierdie vir ons so tangible wees in ons gees, Here. Mag dit meer vasgelê word as enige realiteit in hierdie aarde, maar dat dit net U Jesus is. The earth is the Lord's and all its fullness, all that is in it. It is the world and it is also those who dwell in the world, for He has founded it upon the seas. He has established it upon the waters. Who may ascend into the hill of the Lord? Who may stand in His holy place? It is He who has clean hands and a pure heart, who has not lifted up his soul to an idol, nor sworn deceitfully. He shall receive blessings from the Lord, and righteousness from the God of his salvation. This is Jacob. It is the generation of those who seek Him, who seek your face, Abba. So lift up your heads, O you gates, and be lifted up, you everlasting doors, and the King of glory shall come in. But who is this King of glory? It is the Lord, strong and mighty. It is the Lord, mighty in battle. Lift up your heads, O you gates, lift up, you everlasting doors, and the King of glory shall come in. Who is the King of glory? It is the Lord of hosts, of everything. Hy is 'n God van oorlog, hy is 'n God van al die celestial beings wat daar buite is, and He is the King of glory. En mag sy glorie net in ons kom. Amen. Dankie Alicia. Rudolf. Kom. Is daar iemand op Zoom wat iets wil sê? Wat sy hier sê is die aarde en die volheid daarvan behoort aan die Here. Waar kom jy en ek vandaan? Hoe het God gekies om ons te skape? Hy het ons uit die aarde uitgehaal. So hierdie Psalm is 'n persoonlike woord vir my en vir jou. Dan ek het nie 'n woord of ietsie, maar ek sien die hele tyd 'n soldaat wat heeltemal geklee is. Skoene, bene, borsharnas, rug, alles, helmet is op, staan met die skild, staan met die swaard, hy staan gereg en gereed. Dis wat ek voel waar die Here ons het op hierdie plek, laat ons regtig staan in sy wapenrusting. Want wat sê Efesiërs 6? Ons het hierdie wapenrusting wat eintlik elke gedeelte is 'n gedeelte van Jesus Christus. Maar Efesiërs 6 sê, staan, dit wat Rudolf daar sien. Dis die begeerte van my hart. Dat ons sal staan en dat hy ons kan gebruik. Wat het Tim gesê oor Peres? Die Here sê, you are my warrior bride. En dis wat Rudolf daar sien. Sjoe, dit seën my so. Ek wil vir julle sê, gister is ons by hierdie gemeente in Welkom. Toe ons begin voor die tyd om te bid. Nou,
Natasha, wat een van die sieners is, weet nie dat Pastor Makkie met my gedeel het en gesê het, die Here sê, daar's 'n python spirit van witchcraft wat teen hulle gekom het nie. En dis een van die redes hoekom hulle ons kom vra het, kom bedien asseblief en kom help ons. Natasha weet nie daarvan nie. Toe ons begin, toe wys die Here dadelik die visioen met 'n groot dik vet slang wat oor haar hele dak van daai kerk is. En ons kon deel met die volle wapenrusting van God, die plek waar ons kan staan in die Here, kon ons deel met daai ding. En 'n ding skuif oor daai gemeente en oopmaak dat daai mense kon ontvang wat die Here vir hulle wou gee, vir daai gemeente. En ons weet daai gemeente het geskuif in die gees. Dis een van die eerste dinge wat die pastor sê toe ons laas. We have shifted. En ek besef net dat as ons staan op daardie plek, beteken dit ook dat ons staan in Efesiërs 6, dat die volheid van Jesus is met ons, sodat ons kan doen wat die Here wil hê ons moet doen. Nog iemand? Niemand op Zoom nie. Sjoe. Ek geniet hierdie so, dis wat gebeur in die kerk van Handelinge. Almal het gepreek soos die Here vir hulle woord gegee het. En vir my is dit awesome. Ek voel amper half nie om klaar te maak vir oggend nie, maar ek besef, daar is goed wat nog gedoen moet word. Ek wil vir oggend hê, deel asseblief die verbondstekens vir my uit. Ja, wat vir my net amazing was in die week se porsie is hoe met laasweek se porsie hoe die Israeliete afgekom het en hoe ons gepraat het oor Aaron wat die goue kalf gemaak het. Maar daar's twee gedeeltes waar tussen laasweek se porsie en hierdie week se porsie waar met waar hulle die goue kalf gemaak het hulle amper 'n opdrag gekry om oorringe, goue oorringe en neusringe en sulke goed te gaan haal. Maar dit was gaan haal het, want dit is iets wat ons as mens wil hê, dis iets wat vir ons as mens wil opgerig word. En jy het dit was amper 'n opdrag en 'n uitvoering wat moet plaasvind. Maar in hierdie week se Torah porsie wat so mooi uitgekom het, is vir my spesifiek is waar Moses gesê het, alright, nou gaan ons die tabernakel oprig. En die wat willing is, dit wat op julle harte geplaas is, die wat wil, bring vir my goud en silwer en brons en blou lappe en purple en alles. En dit was uit 'n willingness wat daar goed gebring is. Dit was uit 'n willing hart uit wat daar goeders gebring word. En dit was nie uit 'n plek van ek moet gee want ons kort nie. Dit was uit 'n plek van en jy lees eintlik net daarna wat die mense eintlik teruggekom het en vir Moses gesê het, sê vir die mense, wow, ons het meer as genoeg al klaar gekry. En die oomblik as daar uit 'n willing hart uitgegee word, dan is daar 'n plek van daai abundance wat net vloei. Dit is daai plek van tithing. Die oomblik dat jy daai tithe, dan kom daai abundance, dan loop dit net oor en die Here sê maar met 'n willing hart is dit eintlik daar's die einde van my goedheid nie. Dit is in abundance. Dankie, Karel. Dankie. Vanoggend het ek net 'n behoefte dat ons hierdie verbondstekens, waar is hy? Wil hulle hom net klaar maak. Hou net vir my 'n glasie, hoor. Bring dit net vir my. Ek het een, dankie. Dankie. Ek wil vir julle sê, ek gaan môreoggend 'n potpien doen, wat ek veral wil hê ons vrouens moet nou luister. Want die Here praat met my dat ons vrouens nie verstaan hoe om ons mans te hanteer nie. En daarom het ons persepsie van hoe 'n man moet lyk en wie hy moet wees in ons huis. En ons wil vir ons mans voorskryf en vir hulle sê hoe hulle moet wees. En ons rig mates op wat ons hulle letterlik op 'n plek van binding sit.
En 'n groot ding daar is, ek het hierdie week iemand bedien wat ek so dankbaar voor was. Dis 'n pragtige kind van die Here wat regtig aan die volheid van die Here stap. Maar net soos baie ander vrouens het die vyand vir haar hierdie ding gegee wat baie gepreek word. Ja, maar my man moet die priester en die profeet in die huis wees. Snert. Julle sit jukke op julle mans wat nie van God af is nie en ons plaas bindinge op hulle. Want in Christus is ons nie man of vrou nie en Petrus het daai brief vir die kerk geskryf. Wat beteken? Ek en jy is ook die priester en die profeet. Wat beteken as my man iets verkeerd doen in my oë, is my plek as priester om vir hom te bid, nie om vir hom te preek of om goed wat ek graag in sy lewe wil hê oop te sluit nie. En ons moet net besef dat daar is so 'n belangrike plek waar God die manne sit as die hoof van die huis, as Jesus in die huis, wat ons moet respekteer, wat ons hulle mee moet help, maar is nie 'n plek wat ek en jy kan bepaal om 'n identiteit op hulle te sit wat God nie bedoel het nie. So ek gaan 'n potbeen daaroor doen. Ek wil regtig hê ons vrouens moet bidend daarna luister. En julle manne moenie nou smile en dink dis goed so nie. Ek bid dat die Here ook vir julle gaan wys elke plek waar julle uit lyn uit is met julle rol, waar julle vir ons waarde moet ontsluit en ons kinders moet seën. Maar ek weet net dat die Here is besig voor Pessach om belangrike goeders aan te spreek in ons lewe wat ons moet regkry. So wanneer ons kom vanoggend met hierdie verbondstekens. Ek weet nie van julle nie, maar ek staan en ek sê vir die Here vanoggend vroeg toe hy goed vir my bymekaar kom sit. I stand in awe. Ek het soveel bewondering, maar ek het nie regtig waar die woorde nie. Maar ek wil vandag met 'n diep dankbare hart kom sê, Here Jesus, U liggaam is gebreek vir ons. U bloed het vir ons gevloei. En ek wil nie eers kom bedink of probeer sê wat dit regtig beteken nie. Maar ons wil in dankbaarheid vanoggend kom en deel hê aan U volmaakte offer wat U vir ons elkeen gebring het. Ek wil hê ons moet die verbondstekens doen en dan moet ons luister na hierdie lied wat Natasha nou vir ons gaan speel. En daarna kan ons dan afsluit.